Goeienaand broeders en susters, kom ons sit so en dan raak ons stil voor die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here, Psalm 146, bekende Psalm, ons sing die eerste en die 8ste vers, waarin ons ook vir mekaar kan sê dat die Here bly getrou aan sy verbondsbeloftes. Kom ons staan, ons sing die eerste en 8ste vers, waarna ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand ook so te kan sing en te kan bly wees. Bly wees dat ons U ons Vader kan noem en dat ons mekaar ook broer en suster kan noem. Maar ons weet dit is alleen deur U genade, die genade wat daar is in Christus Jesus ons Here, deur die werking en die genadegawes van U Gees, dat ons dit kan doen. Daarom wil ons vanaand ook vra dat U deur die woord en deur die Gees ook vanaand elkeen van ons in ons geloof sal versterk, dat ons U daardeur beter sal leer ken, maar ook dat ons in liefde vir mekaar en vir die wêreld kan groei. Dat ons werklik ook 'n lig sal wees, wetende dat dit U lig is wat van ons sal weerkaats. Ons vra dit want ons bely dit, dat ons sondaar mense is, wat lewe deur U genade. Amen. Vanaand, broeders en susters, 1 Johannes hoofstuk 1, waarna ons gaan luister, waar daar geskryf staan, van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien, ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.
Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun ons, van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leienaar en is sy woord nie in ons nie. Vanaand dan in besonder die woorde, hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En dan ook die boodskap in vers 5 en 6, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Nou, hoekom ons juist na die gedeelte luister, is in aansluiting by vanoggend ook. Dit gaan oor die gemeenskap van die heiliges. En dan ook ons belydenis vanaand oor die Christelike kerk. Sondag 21 wat vra, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Ons kan dit op die bord volg ook, asseblief. Wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? Dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Die volgende vraag, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Die antwoord ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Jesus Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Vanaand dan ook hierdie gedagte, almal saam, elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap het en aan al sy skatte en gawes deel het. Kom ons sing eers, broeders en susters, van die kerk, en wanneer ons sing van die kerk, dan is dit in Paulus se gebed, Efesiërs, vir die kerk. Kom ons sing dit vanaand ook as 'n gebed saam, Skrifpruiming 15:1, en dan bid ons daardeur ook, nie net vir onsself nie, maar ook vir die gemeenskap van die heiliges, vir die kerk van ons Here Jesus Christus. Kom ons staan en ons sing saam vers 1, 2 en 4.
Vanaand dan broeders en susters ons belydenis Sondag 21 oor die kerk. En waarin ons bely die kerk is 'n vergadering van gelowiges. En dit is ons. So 'n mens kan vir jouself sê ons het eintlik hier te doen met 'n belydenis oor onsself wat elke een van ons persoonlik raak. En dis juis hierdie gedagte wat ons ook duidelik bely het vanaand, en ek haal dit aan as ons sê dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. 'n Belydenis dat ek deel is van die kerk van die Here Jesus Christus en dat ek ewig deel daarvan sal bly. En tog, hoewel ons hier te doen het met 'n belydenis oor onsself en die verantwoordelikheid wat ons lidmaatskap van die kerk op elkeen van ons plaas, gaan dit nie in die eerste plek oor onsself nie. Dis in die eerste plek 'n belydenis oor die Here. Want ons is kerk van die Here. En Sondag 21 wys vir ons dan belangrik hoe Christus self die een is wat sy kerk vergader. Wat self vir ons sê in Matteus 16 dat hy sy kerk bou op die rots. Dat hy die een is wat ons laat deel in die verlossingsdade wat hy vir ons gedoen het. Maar die probleem met hierdie Sondagafdeling is dis eintlik 'n Sondag 21 se baie wye veld en daar word groot geloofswaarhede vir ons saamgevat en mens moet maar sê dis amper te groot om in een preek saam te vat. Daarom fokus ons vanaand eintlik meer op die tweede vraag en dan ook net op die eerste gedeelte van die tweede vraag, waarin dit spesifiek handel oor ons as die gemeenskap van die heiliges. Nou die eerste en die belangrikste wat 'n mens moet raak sien, en dis ook ons eerste punt vir vanaand, is die rede vir die gemeenskap van die heiliges se bestaan. Hoekom praat ons van die gemeenskap van die heiliges? Nou die grondliggende rede daartoe, waarom 'n mens deel word van die gemeenskap van die heiliges en waaraan die gemeenskap van die heiliges ons bestaan te danke het, lê weer nie in onsself nie. Dit is belangrik, mens moet dit besef. Jy kan nie besluit of jy deel wil word van die gemeenskap van die gelowiges nie. Dis nie jou besluit nie. Dis God se besluit. God wat jou uitgekies het, sê Johannes vir ons, om deel daarvan te wees. Jesus Christus, wat jou deel daarvan maak. Eintlik kan mens dit baie eenvoudig stel, die gemeenskap van die heiliges, die feit dat ek 'n lid daarvan is genade van God. God wat my deel daarvan maak in Christus. En dis juist die feit wat Johannes wil beklemtoon hier in ons kernvers as hy vir ons sê, en hy praat van Jesus, dan sê hy hom wat ons gesien het en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. Watter gemeenskap? Die gemeenskap van die heiliges. Hy beklemtoon vir ons dat dit wat hy en die ander apostels soos Petrus hulle en Paulus hulle verkondig het, is nie goed wat uit hulle duim suig nie. Dis goeders wat hulle van die Here Jesus self ontvang het. Hulle was ooggetuies, sê hy. Hulle het gehoor wat Jesus gesê het. Hulle het selfs aan hom gevat en gevoel. En hulle verkondig net dit wat hulle gesien het, net dit wat hulle gehoor het, dat Jesus Christus is die Seun van God. Dit is die kern van die apostelse verkondiging. Dis die kernbelydenis van die kerk. Dis die rots waarop die kerk gebou word, sê Jesus vir Petrus. Hy is die Christus, die Seun van die lewende God. Nou wat sê dit vir ons? As iemand daarvan afwyk,
dan is hulle nie deel van die gemeenskap van die heiliges nie. Maar as iemand dit bely, is hulle deel van die gemeenskap. Want dit is immers die doel waarmee Johannes en die ander apostels die woord verkondig het. Hy sê dit hier in ons kernvers, ons verkondig aan julle sodat julle aan ons gemeenskap kan deel hê. Gemeenskap waaraan ons deel het, sê hy vir ons. Watter gemeenskap is dit? Dis die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Nou die eerste wat 'n mens hiervan moet raak sien is, wat is die doel daarvan? Binne die gemeenskap van die heiliges word jy bewaar. Waarvan word jy bewaar? Jy word daarvan bewaar om nie van die waarheid af te wyk nie, om nie van Jesus Christus af te wyk nie. Dis hoekom ons gemeenskaplike gawes ontvang, sodat ons daardie gawes kan gebruik vir die een doel, en dit is die bewaring en die vermeerdering van die kerk, sodat die gemeenskap van heiliges kan groei. Maar wanneer groei die gemeenskap van die heiliges? En dis die belangrikste doel waarmee die apostels die woord verkondig het. Die doel waarvoor die kerk daar is. Die doel hoekom daar 'n gemeenskap van heiliges bestaan. Johannes sê dit is gemeenskap met die Vader en sy Seun. So dit is die fokuspunt, kan mens sê, van die teksgedeelte. Mens kan amper sê van die hele brief van Johannes, van die hele evangelie van Johannes, dat ons in gemeenskap met die Vader en die Seun moet lewe. Dwars deur hierdie brief kom die tema van gemeenskap met God na vore. Hier in hoofstuk 1 staan daar, ons het deel aan die reiniging deur die bloed van Jesus Christus. Ons het deel aan die regverdiging deur Jesus Christus, wat gekom het om die werk van die duiwel tot dien te maak, sê hy later. Ons het deel aan God se getuienis oor die Seun en wat hy kom doen het. Ons het deel in die gawe van die Seun, die gawe van die ewige lewe. Jy sien, die gemeenskap van die heiliges kan alleen bestaan as die heiliges deur geloof aan Christus verbind is. Sonder die band aan Christus is daar nie gemeenskap met die Vader nie, en kan daar ook nie 'n band met mekaar wees, soos ons vanoggend gehoor het nie. Daarom sê ons, al is hierdie 'n belydenis oor die kerk, 'n belydenis oor onsself, is dit allereers 'n belydenis van die werk van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want ons bely dat ons deel is van die gemeenskap van die heiliges, omdat ons glo in die werk van die drie-enige God. Omdat ons glo God het ons uitgekies en geroep. Omdat ons glo dat ons wedergebore is, dat ons geloof het, dat ons regverdig gemaak is, dat ons in God se teenwoordigheid kan leef. Omdat ons glo dat die Heilige Gees in ons woon en werk. Ja, God self maak ons los van die wêreld, bind ons saam in die gemeenskap van die heiliges. 'n Gemeenskap waarin God se heiligheid na vore kom. En dis ons tweede punt vir vanaand, die gevolge van lidmaatskap van die gemeenskap. Die gevolge van die lidmaatskap van die gemeenskap van die heiliges. Die feit dat ons aan die kerk van God verbonde is, maak ons 'n gemeenskap van heiliges. Want God is heilig. En dis juis hierdie verbondenheid van gelowiges aan God wat 'n ingrypende impak en 'n gevolg het vir jou dag tot dag bestaan, hoe jy met ander mense omgaan. Want enige iemand wat met God in gemeenskap staan, kan nie anders as om, so sê hy dit, lig te wees nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het en ons lewe in die duisternis, sê hy, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap. So wat sê hy vir ons? 'n Sondaar wat weier
om sy of haar lewe in ooreenstemming te bring, wat in duisternis vasgevang is, kan nie aanspraak maak dat ons deel het aan die gemeenskap van die heiliges nie. Want sonde werk vervreemding van God in die hand, werk vervreemding van jou medemens in die hand. Dit ontwrig jou lewe, dit lei tot verwarring. In plaas van vrede bring dit ongeluk, in plaas van orde bring dit 'n wanorde. Dit lei tot 'n verbreeking van die gemeenskap tussen mense en gemeenskap met God. Maar wanneer ons in gemeenskap met God lewe, dan leer ons wat genade en liefde beteken. Soos in gemeenskap met God lewe deur die woord en gees, leer ons van heiligheid. Leer ons om in woord en daad die waarheid na te jaag, die liefde na te streef. So as gelowiges is ons verplig om al ons handelinge in ooreenstemming te bring met God se heiligheid. Want God se heiligheid en ons lidmaatskap aan die gemeenskap van die heiliges plaas die verantwoordelikheid op 'n mens. Dat ons daarna moet streef om te leef uit die woord en die woord te gehoorsaam en die lig te laat skyn. So in 'n gemeente waar die gemeenskap van die heiliges nie tot sy reg kom nie, moet 'n mens vir mekaar sê die fout lê by die primêre verhouding met God. Daar's 'n gebrek aan gehoorsaamheid aan sy woord. Daar's 'n gebrek om die wil van God te doen. Want wie deel het aan Christus en deel het aan sy skatte en sy gawes, werklik daaraan deel het, sal in dankbaarheid ook met sy of haar gawes, sy of haar medegelowiges en medemens, want dit gaan nie net oor gelowiges nie, dit gaan ook oor ander mense wil help. So het ons dit vanoggend ook gehoor, Jesus wat sê, as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van my is. En dis juist hierdie liefde, maak op die ou einde, soos ons vanoggend gehoor het, van verskillende mense met verskillende agtergronde, volke, tale, nasies, gemeenskappe, 'n gemeenskap van heiliges. 'n Gemeenskap wat deel het in die genade van ons Here Jesus Christus. Deel het in die liefde van God. Deel het aan die Heilige Gees wat in ons woon en werk. En daarom, broers en susters, as ons kan afsluit, die groot vraag kan mens eintlik maar vanaand baie eenvoudig stel. Ons laaste punt: hoe lief het ons mekaar? Mens wil nie sê hoe voel ons nie, maar hoe leef ons saam met die ander mense wat elke week saam met ons hier in die kerk sit? Onthou dit, as ons sê dat ons in gemeenskap met God lewe, dan moet ons in gemeenskap met mekaar lewe. Want ons is deel van die gemeenskap van die heiliges. Amen. Kom ons dank saam. O Vader in die hemel, ons dankie dat ons vandag weer opnuut herinner kon word aan kerkwees, dat ons deel is van U, die kerk van ons Here Jesus Christus, dat ons deel het aan die gemeenskap van die heiliges. Ons dankie dat ons mag weet dat U self het ons hiervoor uitgekies, U self het ons hiervoor geroep, U self het ons hiervoor deur ons Here Jesus Christus rein gewas van ons sondes. U self het ons deur die Heilige Gees met liefde aan mekaar verbind. Daarom wil ons vanaand ook sê, soos ons dit net nou gesing het, aan U kom al die lof toe. Aan U behoort die eer, ook in die kerk, ook in hierdie gemeente, tot in ewigheid. Amen. Daar is nou 'n geleentheid om liefdegawes te gee.
Kom ons staan en dan sluit ons af vanaand met die sing van seker die bekendste psalm, maar ons sing nie die bekendste vers nie, ons sing die tweede en die derde vers, wat juis dit wat ons vandag in die prediking gehoor het, ook vir ons sê. En dis Psalm 100, ons sing vanaand die tweede en die derde vers, wat vir ons sê hoekom ons deel het aan die gemeenskap van die heiliges. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.